My vriend, onthou jy die verskil tussen 'n inploffing en 'n ontploffing? Goeiedag liewe vriende, baie welkom by die erediens van die 8ste Junie. Ja, dis 'n hoogtepunt vandag, ons vier nagmaal hier in ons gemeente. Ons sluit sommer net daarby aan by die hoogtepunt van ons kerklike jaar, wanneer ons die uitstorting van die Heilige Gees vandag herdenk. Werklike geleentheid wat in die kerk 'n dinamiese verskil gebring het, wat die trae mensdom waarmee God so lank gesukkel het, weer nuwe spoed gegee het, en wat ook die gebeurtenis was wat daartoe gelei het dat die evangelie van Jesus Christus op die ouend hier in ons gebied uitgekom het, dat die sendinggedagte, die gedagte dat hier die waarheid van die liefde van God nou nie net meer vir die Jode bedoel is nie, maar vir die volke dwars oor die wêreld. So, ook as jy daar by die huis is, hoop ek dat jy vandag deur die woord wat ons gaan oordink en wat ons oor gaan praat, sommer net 'n stukkie seën sal beleef. As jy nou na die tema gekyk het waaroor vandag se diens gaan, as jy gesien het, dit gaan oor die tema wat ek neersit onder die woordjie hallo. Nou, die woordjie hallo in ons algemene taal sou ons sommer net sê, dis 'n manier om te groet. Hallo, ek sien jou. Dag. Maar wat ek bedoel het met hierdie woordjie toe ek dit neergesit het, is 'n bietjie wanneer ons hom op 'n ander manier sê. Partykeer in 'n geselskap as mens met mense praat en mens kom agter een ou het nie heeltemal die ding begryp nie, dan sal jy vir hom sê, hallo, jy weet, so 'n bietjie wakker maak gedagte, hallo, kom by, né? Dis wat ek daarmee bedoel het. Met ander woorde, dat ons vandag na die Pinkstergebeurtenis sal kyk om weer vir onsself en vir die wêreld in hier diep in ons harte te sê, hoor hier, kom by. Kyk mooi wat hier gebeur het, en ek wil dit vandag 'n bietjie vir julle motiveer, hoekom dit so belangrik is. Dit is nie net vir ons 'n hallo geleentheid nie, dit was vir die apostels, ten diepste. Ek sal dit vir julle wys uit Handelinge 2, maar gaan haal dit vir julle hierso in Jesaja hoofstuk 64, wat die verwagting was, want onthou, hierdie ding van as 'n ander ou vir jou sê, hallo, is eintlik 'n wakker word oomblik uit dit waar jy was, om jou te bring na waar jy moet wees. Nou, die gedeelte in Jesaja 64 wat ons gaan lees, moet ons nou mooi verstaan. As Jesaja hierdie stukkie is eintlik 'n bede doen, dan doen hy dit daar uit die ballingskap. In 586 word ook die Suidryk, nadat die Noordryk reeds lankal weggevoer is, word hulle weggevoer in ballingskap. Jerusalem, Judea, dit is eintlik die sentrum van die Joodse godsdiens. Die tempel word vernietig, en 'n klomp leiers, die geestelike leiers en die staatsleiers, die mense wat die dingwerk doen, veral word weggevoer. Hulle sit in ballingskap daar in Babel, en hulle verstaan dit nie. En dan kom Jesaja, en hy gaan staan tussen sy mense daar wat in die ballingskap is. Hy sien hulle swaar kry, hulle vernedering, hulle diepste wete dat hier sit hulle in 'n vreemde land, en hulle verlang na die tempel, en die tempel is die plek waar God is en waar hy sy wil en sy teenwoordigheid openbaar. En dan druk Jesaja dit dan so uit in hoofstuk 64 vers 1 tot 8 gaan ons lees. En as hy hierdie stuk voorhou, ekskuus broers en susters, dan praat hy eintlik van uit sy wat hy geleer het en gehoor het uit die gryse verlede van toe God sy volk uit ballingskap eintlik uit Egipte uitgelei het. Met ander woorde, hy gaan haal hierdie Egipte verhaal waar die Here hulle daar van die Farao af vrygemaak het en gevat het na die beloofde land. En hy sê, Here, kan daar nie maar nou weer so iets gebeur nie? Kan nie ons nie maar weer kom haal hier in ons Babel en ons terugvat na ons land toe? En hy druk dit so uit. As u maar die hemel wou oopskeer en wou afkom, sodat die berge voor u skud. Kom af soos 'n vuur wat fyn houtjies laat brand, soos 'n vuur wat water laat kook. Laat u naam so aan die nasies bekend word, laat die nasies so voor u bewe. Toe u wonders gedoen het, wonders wat ons nie kan verwag het nie,
toe u destyds afgekom het, het die berge voor u geskit. Van ouds af het niemand so iets gehoor nie, het niemand so iets verneem nie, het geen oog 'n God gesien, wat vir die wat op hom vertrou doen, wat u doen nie. U kom die te hulp, wat met blydskap doen wat reg is, die wat onthou hoe u wil hê hulle moet lewe. Hy gaan dan verder en sê, u was kwaad vir ons, want ons het gesondig, ons het so lank daarmee aangehou, hoe kan ons dan nog gered word? Ons het almal geword soos mense wat onrein is, ons beste dade is soos vuil klere, ons is almal soos 'n verdroogde blare, ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind. Daar is niemand wat tot u om hulp roep nie, niemand wat sy krag in u soek nie. U het ons aan onsself oorgelaat, u laat ons wegkwyn deur ons sondes. U is ons Vader, Here, ons is klei en u het ons gevorm. Ons is almal die werk van u hande. Julle hoor die dramatiese woorde, Jeremia en die Joodse mense wat daar rondom hom bly die storie van Moses geken. En hier verwys hy eintlik daarna wanneer Moses met die volk op die berg Sinaï kom, of by die berg Sinaï kom, dan weet ons mos, het die Here vir Moses en dan ook vir Josua gesê, julle twee moet die berg uitgaan, maar hier by die berg met die ander ouens hier bly, hulle mag nie eers aan die berg raak nie. Josua het 'n eind saam gegaan, dan Moses die eind verder gegaan, en dan het die berg op 'n stadium begin bewe, in so mate dat die mense weggevlug het van die berg. Voor die tyd het Moses die bevel gegee, die ou wat in hierdie berg raak, moet met klippe doodgegooi het, maar na daai berg so gebewe het, en hulle die teenwoordigheid van God daarin gebeleef het, was dit nie eers nodig vir 'n wet nie, hulle het net geweet van hierdie berg af bly ons weg. Trouwens, as Moses terugkom met die tafels en die wette, dan op 'n stadium dan sê die volk, as Moses sê, maar ons moet met die Here praat, dan sê die volk vir Moses, jy moet liewer met die Here praat, want as die Here met ons praat, sterf ons. Hulle is onder hierdie indruk van hierdie groot, almagtige God, wat teen hulle verwagting, sê Jesaja hier, op 'n manier wat hulle dit nie verwag het nie, ingegryp het, en hulle net bewus gemaak het van sy grootheid, en van sy almag. En dan moet hy weer opgaan om die wet te gaan haal, en as hy dan die wet afbring, dan begin hierdie ouens besef, hierdie wet is die weg waarvolgens ons moet lewe. Nou kom ons terug na die ballingskap. Hier sit hierdie klomp in die ballingskap, hulle is weggeneem uit Jerusalem, hulle besef, hulle die prys betaal vir hulle eie ongehoorsaamheid, en nou kom hulle maar weer ewe druipstert terug, en Jeremia verwoord iets van wat in hulle harte leef, as hy sê, Here, kan u nie net maar weer terugkom, soos wat ons gehoor het, ons voorvaders ons vertel het, dat u teruggekom het daardie tyd daar by die berg nie. Kan u nie weer openbaar, soos daardie tyd. Daar het die mense en volke dinge gesien wat nog nooit gesien is nie. En as hy met hierdie pleitbede kom, en ook sy belydenis van hulle oortredings, dan sê Here, ons is klei in u hande, u vorm ons. En vriende, met hierdie waarheid gaan ons 'n bietjie oorspring nou na die gedeelte wat ons vandag gaan lees uit Handelinge, die uitstorting van die Heilige Gees. Nou, julle moet nou die bede van Jeremia onthou, dat hy gesê het, Here, mag daar iets weer bonatuurliks gebeur, mag daar iets groots gebeur wat mense sal opval en eintlik sal sê, maar ons het hierdie ding nog nooit gesien nie. Dan lees ons hierdie gedeelte in Handelinge hoofstuk 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, en nou wil ek net julle weer terugvat, julle sal onthou so 'n Sondag of 2 terug het die George vir ons gesê, die Pinksterfees wat 50 dae na die kruising van die Here Jesus is, val in hierdie ritme van 50 dae na hulle die uittog beleef het, die sterwe van die laaste kind, of die van eersgebore kind daar in Egipte, tot waar die wet gegee het, was 50 dae. En nou staan daar, dis die Pinksterfees, 50 dae na Jesus se kruisiging, was hulle weer almal op een plek by mekaar. Hy verwys na Jesus se volgelinge.
Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele plek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos 'n vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle kom. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale gepraat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Van hierdie Jode is nou hier tipies Jode wat na die ballingskap waar hulle in Babel was teruggekom het en nou in Jerusalem begin woon het, maar onthou dit was 70 jaar later, so dis nou alweer 'n volgende geslag. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Hulle was verbaas. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moederstaal? Perse, Mediërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië en Sirië, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan, en party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Vriende, kan julle sien? Jesaja sit daar in ballingskap, en hy kyk terug in sy volk se verlede, en hy het 'n behoefte dat God hom weer aan hierdie volk van hom sal openbaar, en hulle sal terugbring na Jerusalem toe, en hulle daar weer by mekaar sal bring, dat hulle weer sal wees tot in, soos wat dit was in die tyd van Moses, en in die tyd toe hulle hier in Israel ingetrek het, en die tempel gebou het, en saam rondom die tempel die feeste van die volk gevier het. Iets daarvan verlang Jesaja. En dan bid hy hierdie gebed, mag daar iets gedoen word, wat die mense nog nooit gesien het. Soos daardie dag daar buitekant by Sinai. Min het Jesaja besef, alhoewel hy op hierdie stadium, wat ons hier in Handelinge lees, waarskynlik self nie meer geleef het nie, maar op daardie dag word daardie gebed van hom waar in so mate, dat selfs die Joodse volk wat die geskiedenis van Sinai geken het, hier staan dit, wat teruggekom het uit ballingskap uit verskillende plekke, verbaas staan oor wat gebeur het. Hier staan, hoe sien ons dan, hoe hoor ons nou dan hierdie wonderlike dinge wat gebeur? Hulle hoor die tonge van vuur, hulle sien die wind, en ons hoor hulle in verbasing uitroep. Ek wil vanmôre 'n bietjie hierdie twee stadiums in die geskiedenis van die koninkryk van God hier op aarde bietjie met mekaar vergelyk. Vir baie jare was die Joodse godsdiens, die verhaal van die voorsate van Jesus Christus, van Adam af, Abraham, Isak, Jakob, die helde waarvan Hebreërs hoofstuk 11 praat, en al die mense, en dan ook die tyd van Moses, die tyd van die profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel en die klomp ander waarvan ons hier in die Bybel lees, was 'n bepaalde tydperk in die geskiedenis van die koninkryk van God, wat eintlik baie beperk was tot hierdie klompie mense, wat hulle self die nageslag van Adam en Eva langs 'n spesifieke lyn deur Abraham, Isak, Jakob en hulle nageslagte bepaal het. In 'n sekere sin, ek wil vandag 'n beeld gebruik wat so 'n bietjie vassteek, en miskien is die beeld nie volmaak nie, maar ek wil dit tog op die tafel sit. Ons kry 'n inploffing en ons kry 'n ontploffing. 'n Inploffing, julle sal onthou, so op die 18de Junie 2023 het daar 'n wessel, soos hulle dit noem, 'n kapsule afgegaan in die diepsee met 3 passasiers aan.
Sy naam was die Titan. En toe hy daar onder kom, naby sy bestemming, toe hy geinplof. In Engels praat hulle van implode. Hy het ingeplof. En die krag het hom saamgedruk en verstrooi. In 'n sekere sin was met die Joodse godsdienst iets wat dit in die gang was. God het sy grootheid aan hulle openbaar en elke keer wanneer hy hom aan hulle openbaar het, het hulle half so laar getrek, laar rondom die tempel, laar rondom die tabernakel, maar dit was altyd hierdie in mekaar. Ander word uitgesluit. Dis 'n eksklusiewe godsdienst wat imploreer hier na binne toe. Maar op Pinksterdag wil God vir die wêreld sê, ek imploreer, ek implode nie meer nie. Ek is nie meer besig met 'n inploffing nie, ek is besig met 'n ontploffing. Ek wil uitbeweeg. Ontploffing is nie net 'n woord wat beskryf wanneer 'n bom ontplof nie, maar ons kan ook praat van 'n bevolkingsontploffing. En dis presies wat Pinksterdag is. Dit is so die teenoorgestelde as wat ons voorheen in die Bybel kry, dat elke keer hierdie mense saamtrek daar in die tempel, die volk van God, en daar's skanse en voorwaardes wat deur mense neergelê is, en dit word net hier gedoen, terwyl op Pinksterdag, en dis hoekom wat in Handelinge hoofstuk 2 beskryf word met die uitstorting van die Heilige Gees, in 'n sekere sin 'n verhoring van Jesaja se gebed, maar dit gaan selfs sy verstand te bowe wat hier gebeur het, want die mense, sy mense, wat later uit ballingskap dan teruggekom het na Jerusalem, hulle roep uit, hoe het ons dit nou? Ons kom hierso, en ons dink hier in Jerusalem by die tempel, by hierdie fees gaan ons miskien die tale van hierdie omgewing hoor, miskien 'n paar Galileërs met hulle aksent, miskien 'n paar Samaritane wat onwettig dalk nog hier is, of van hulle gekom het, of uit daai gebied uitkom, die Judeërs miskien met hulle bietjie verhewe taal, wat eg Hebreëus of nader aan die waarheid is, en 'n bietjie Aramees, dit gaan ons hierso hoor. En dan hoor hulle 'n lys van name, van daardie gebiede waar die ballingskap plaasgevind het, van gebiede noord van Egipte, van Israel, gebiede wes van Israel, en ook suid van Israel, want hulle praat ook van Egipte. Vriende, 'n ontploffing. Pinksterdag is daardie dag wat God vir die ouens wat iets verwag het kom sê, maar julle prentjie is te klein. Ek wil hê my evangelie moet die wêreld ingaan. En daarom praat hierdie ouens wat van Galilea afkom, wat waarskynlik grootliks Aramees gepraat het en so 'n bietjie Grieks daarbey, praat hulle die tale wat hulle nooit geken het nie. En daarmee sê God vir hulle en vir die wat gesien het, my evangelie moet uithardloop na die wêreld. En hier sit ons 2000 jaar later en ons lees van hierdie gebeurtenis in Afrikaans. Die ontploffing van dit wat die Heilige Gees daardie dag daar in 'n ou vertrekkie in Jerusalem gedoen het, was so groot dat hy uitskiet oor hierdie hele wêreld. En as hy so uitskiet hierdie hele wêreld, dan land ons soos klei in God se hande, sodat hy ons kan vorm. En Jesaja sê in daardie gedeeltetjie nadat hy gebid het vir die nuwe wonderwerk wat moet gebeur, 'n nuwe begin, en hulle sondes bely, dan sê Here, ons is soos klei in die hande. Daardie dag op Pinksterdag word die disippels, hulle wat daar vergader het, soos klei in God se hande. Hy verander hulle tonge om 'n taal te praat wat hulle nie ken nie. Hy verander hulle denke om anders te begin dink oor sy koninkryk. Hy verander mense se optrede. 'n Man soos Petrus wat gevlug het, verraai het, staan op hierna en 'n getuig van Jesus Christus se wonder in hierdie wêreld. In die tuin van Getsemane voor die uitstorting van die Heilige Gees word 'n slaaf wat sy werk wou doen, sy oor afgekap. En nie baie later in 'n tronk in Filippi word hy
regsdienaar uit die Romeinse ryk se lewe gered, wanneer Paulus vir hom sê, moenie jou swaard gryp en jouself doodmaak nie, en hy verkondig aan hom die evangelie van Jesus Christus, en hy word gered, hy en sy hele huis. Petrus, wat eers nog, selfs hier na die uitstorting so bietjie wou vasklei, word deur die Gees gelei, en hy ontdek in die huis van Cornelius, dat die evangelie van Jesus Christus vir alle mense is. En dan word hy teruggestuur, word hy teruggeroep na die vergadering in Jerusalem, en hy getuig, hy sê, vriende, ek het nou ontdek, dat dit wat daardie dag met ons, daar in Jerusalem gebeur het, wil God hê moet in die hele wêreld gebeur. Dat sy mag en sy liefde vir mense sigbaar word. Dat sy Gees in almal werk, dat hy ook ander mense ook hierdie tale praat, om te sê, my evangelie is vir almal, nie net vir party nie. En hier sit ons nou vandag, ons herdenk daardie geleentheid. En hierdie gebed wat Jesaja gebid het, en waarskynlik nie besef het die rykwyte van wat hy vra nie, het nie net gegaan tot by sy wêreldjie wat hy waarskynlik aangedink het nie, want hy het waarskynlik maar die Midde-Ooste, daardie stukkie geken, daar rondom Mesopotamië en Babel, waar hy in ballingskap is, miskien daar 'n bietjie vir geweet van Turkye, Egipte, Klein-Asië, dit was die wêreld wat hy geken het. Maar hier sit ek en jy, vandag, aan die suidpunt van Afrika, en ons sien God se ontploffing van sy evangelie, het tot in Afrika gekom, tot hier in die suidelike punt van Afrika. Trouwens, die Here het hom suid gaan plant in Jan van Riebeeck se tyd. En daarvan het hy weer opgegroei hier na ons toe. Dwars oor die wêreld hoor ons van Christene. Al is daar net in party lande 1 of 2%, tot daar het God sy evangelie laat gaan. Wat 'n wonderwerk. Wat 'n groot ding het gebeur. En ons wil vandag as gelowiges in die gesindheid aan die een kant van 'n Jeremia wat iets besef het van sy mensheid en sy volk se mensheid weer vandag voor die Here staan en sê, Here, ons is maar sondige mense. Ons is beperk. Ons is halstarrig. Maar Here, ons is klei in die hande. Vorm ons. Vorm ons denke. Vorm ons tonge. Vorm ons hande. Vorm ons voete. Vorm ons wil, die Here, om U te eer en die koninkryk verder uit te dra in 'n gebroke wêreld. Dis Pinksterdag. En as ons nou vandag hier in die erediens by die nagmaal gaan sit, dan vat ons die brood en die wyn. Want hierdie selfde Here Jesus wat 'n rukkie tevore tot sy Vader gebid het dat die Heilige Gees mag kom en sy disippels in die waarheid moet lei, vat 'n paar ure later die brood en die wyn en hy sê, hierdie versoeningswerk is vir julle. Julle word deur God vergewe, want julle is ook die klei in sy hande. Hy wil julle skoon maak. Ek onthou as kind het ek baie keer die voorreg gehad, of nie so baie keer nie, waar ek groot geword het, was nie so baie klein, maar as by die familie gaan kuier, daar so bietjie meer, daar in Hekpoort se wêreld, en hulle daar 'n spruitjie gehad wat klei gehad het, dan het ons daar afgestap na die klei spruitjie toe, dan ons gaan klei haal. Dan voor jy daai klei heeltemal begin gebruik, en haal jy daai klippies uit. Altyd seker ou klein klippies ook maar saam partykeer gewees, of 'n stukkie gras, dan begin jy speel. Jesaja sê, Here, ons het baie foute gemaak, was ons skoon, maar maak ons die klei in die hande. Kom ons bid saam. Here, as ons vandag die nagmaal brood en wyn gebruik, dan weet ons, dit staan in die teken van die vergifnis en die skoonmaak van sondes. En ons vat dit vandag om voor U te staan en sê, Here, ons weet, ons is U sin. Ons is die klei in die hande, maar ons het soms maar klippies of stukkies stokkies in ons. Haal dit uit, Here. Reinig ons van ons sonde en vorm ons tot U eer. Amen.
My liewe vriend, ek wil hoop dat jy iets vandag belewe van die dankbaarheid wat in ons elkeen se hart is. Dat dit wat in Jerusalem gebeur het, nie 'n inploffing was nie, maar 'n ontploffing. Tot hier by ons. Totsiens.